Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbaarheid dat ons u woord mag lees, dit wat u besonderlik laat neerskryf het vir ons, en dit wat ons dan nou ook gesing het, wil u die een wees wat dit in ons harte breek, sodat daardie woord ook 'n werklikheid, 'n realiteit sal wees, ook in ons lewens, Vader Jahwe, sodat ons deur ons woorde, ons dade, ons gedagtes, ons alles, u sal verheerlik, want Vader Jahwe, u is waardig om dit alles te ontvang. Dis die begeerte van ons hart, daardie een ruimte om u te verheerlik, om u te aanbid, om voor u te buig, ook as 'n gemeente vanmôre saam. Wat 'n voorreg om so te kan saamkom. En Vader Jahwe, ons gebed is, word u dan ook vanmôre in ons midde verheerlik. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom en u wil geskied onder ons. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Kom ons sit gerus. Hartlike goeiemôre geliefdes. Dis 'n lekkerte om weer 'n bietjie in Bloemfontein te wees. Ons bly saam na Openbaring 4 toe en ons skryf bo aan die boodskap. Nou julle weet nou al, Openbaring 4, Openbaring 5 is daai pragtige erkenning van Jahwe se almag, Jahwe se grootheid in die troonkamer, en daarom die tema in die heiligheid van Jahwe, in die heiligheid van Jahwe. En dis 'n pragtige gedagte. Ons gaan hoofstuk 4 vers 1 tot en met vers 11 gaan ons saam lees. Die meeste van julle is goed hiermee bekend, maar sien daai pragtige prentjie in jou gedagtes. Vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het my die voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslaan stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van Jahwe is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas, soos kristal, en in die middel van die troon, en rondom die troon, is interessant, in die middel van die troon, en rondom die troon, dit dui die nabyheid van die troon, die 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het die gesig van 'n mens, en die vierde lewende wese soos die arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom met binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is Jahwe, Elohim die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Jahwe, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Tot sover lees ons saam. Die prentjie wat ons kry net so vir agtergrond is daai magtige troon, daai majestueuse groot troon, Jahwe wat op die troon sit, en Jahwe se vorm, wat interessant is, hier word, ons kry die ander beelde van Jahwe in daai wit en daai glansendheid, hier word hy uitgebeeld met 2 jaspis. Nou jaspis is so glansende diepgroen, en die sardius dan daarmee saam is 'n diep rooi soos 'n koolvuur. So is interessant hoe Jahwe daar uitgebeeld word as eers hierdie diep gloeiende groen en dan hierdie diep rooi. En dan wat kan julle onthou wat rondom is, soos 'n reënboog van smarag. Nou smarag daarenteen is weer daai helder groen.
Dis interessant die beeld wat ons daarvan kry. En wat is voor die troon? Daai see van glas. Daai soos 'n spieël, daai blink. En dan kan julle onthou, op die troon is dit Jahwe self, rondom die troon 24 ouderlinge met 4 krone op 24 trone. En dan by Jahwe, hy sou sê so om Jahwe in die troon, die 4 lewende wesens, altyd in die teenwoordigheid van Jahwe, julle kan dit onthou. En wat doen daai 4 lewende wesens? Dag en nag, heilig, heilig, heilig is Jahwe. En elke keer as hulle dit sê, wat doen die 24 ouderlinge? Val op hulle aangesigte neer in die aanbidding van Jahwe. En wat is die sentrale tema in daai moment? Die heiligheid van Jahwe. So staan vir 'n oomblik daarby stil. Dit toon die heiligheid, die grootheid, maar besonderlik, want wat is hulle getuienis? Heilig, heilig, heilig. Nou ons verlaat daai troonkamer, ons gaan so 'n bietjie terug na die geskiedenis, want die tema van vanmôre is in die heiligheid van Jahwe. Maar sien net eers vir 'n oomblik daar in daai troonkamer, die fokus, die heiligheid, die afgesonderdheid, die volmaaktheid van Jahwe. Nou gaan ons terug in die geskiedenis. Ons kry sekere gevalle. Wat moes, net vir die 'n bietjie hoër graad vraag. Wat moes hulle iemand wat in die heiligheid van Jahwe ingekom het, wat moes hulle uitgetrek het? Ek gaan julle goeie werk klop aan. Skoene. Die eerste keer kry ons dit vir Moses, julle kan onthou in die brandende braambos, Moses kom nader en dan kom jy hoor, trek die skoene van jou voete uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Dieselfde met Joshua. Joshua, wanneer hy die leerowerste van Jahwe kry, voordat hulle Jerigo ingaan, die leerowerste sê vir hom, dieselfde, trek die skoene van jou voete uit, want die grond waarop jy staan is heilig, want wie was die leerowerste van Jahwe wat daar teenwoordig was? Yeshua self. Wie is dit wat met hom ontmoet daar by die brandende braambos? Jahwe self in die vorm van Yeshua, in daai brandende vuur van die heiligheid van Jahwe. En elke keer as die mens in die heiligheid van Jahwe tree, wat moet hy uittrek? Sy skoene, want die grond is heilig, bly nou by my vir waantoe ons gaan. Wat moes die hoëpriesters uitgetrek het wanneer hulle in die tabernakel ingaan in die tempel? Hulle skoene. Die priesters se diens is gedoen sonder skoene, want die grond waarop hulle tree is heilig, want wie is in die tempel? Jahwe self in die tempel. Nou, dit dan nou daar gelaat. Ons kry hierdie pragtige beeld van die getuienis, van die heiligheid, en wie is elke keer teenwoordig? Is belangrik, Jahwe is teenwoordig. Nou, ons dink baie keer, bly nou by my, aan heiligheid of heiligmaking, en dis belangrik, ons dink baie keer, dis ons dade wat ons doen. Mense se ingestel is baie, dis die goeie werke, of heilige optredes, of mooi lewens, dit maak my heilig. Baie mense dink so. Die teenoorgestelde is, die Bybelse fokus is baie duidelik. Dit gaan nie oor, hoor mooi, heiligheid gaan nie oor wat jy doen nie, bly by my. Dit gaan oor waar jy is. Jy kan niks doen om heiligheid te verwerk nie. Dit gaan oor waar jy is. En daarom let daarop, waar is dit heilig? By Jahwe. Die mens kan weg van Jahwe af doen wat hy wil, hy kan nie heilig word nie, want heiligheid gaan oor die teenwoordigheid van Vader Jahwe. Daarom die woord heilig, julle kan onthou. Jaap, wat beteken die woord heilig? Afgesonder en toegewy aan Jahwe. Onthou daai beginsel. Daarom, in daai afsondering en die toewyding aan Jahwe, in die teenwoordigheid van Vader Jahwe, is 'n baie belangrike beginsel. Levitikus 20 vers 26, blaai gou saam so intoe. Levitikus 20 vers 26. Levitikus 20 vers 26 is daai hele opdrag wat Jahwe, waar Jikra Jahwe wat Israel uitnooi om terug te keer in sy teenwoordigheid, en hy gee vir hulle die insetting en die verordeninge, hoekom, om alles te doen, vers 21, vers 26, dan lees ons daarin, en julle moet vir my heilig wees, want ek, Jahwe, is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Levitikus 20 vers 26. So, julle moet heilig wees, hoekom?
Want ek is heilig, en ek het julle afgesonder van al die volke, julle behoort aan my. Julle, dis 'n wonder, net dit al klaar, is vir ons iets wonderliks, dat Jahwe ons heilig. En dan kom hy later in Levitikus, en telkens sê hy, dit is ek wat julle heilig. Hy gee die opdrag, wees heilig, en ek gaan dit nou aanspreek, maar hy sê, dis ek wat julle heilig, want is net my teenwoordigheid wat heiligheid kan veroorsaak, sê Jahwe baie duidelik. Daarom, julle kan onthou, wat is die woorde, wat is die woorde, wanneer die seraf daar in Jesaja 6, die koolvuur uithaal, en raak die lippe van Jesaja aan, wat is die stemme wat hulle hoor? Heilig, 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 is Jahwe almagtig. 1 Samuel 2 vers 2, niemand is heilig soos Jahwe nie. Onthou ons het nou gesê, wat bring heiligheid? Wat veroorsaak heiligheid? Die teenwoordigheid van Jahwe, goeie werk Rassie. Die teenwoordigheid van Jahwe, dit bring heiligheid. Die oomblik wanneer Jahwe nie teenwoordig is nie, dan is dit onheilig of gewoon. Is almal by. Maar wanneer Jahwe teenwoordig is, dan is dit heiligheid. So heiligheid behoort volkome en uitsluitlik net aan Jahwe se teenwoordigheid, aan Jahwe self. Openbaring 15 vers 4 en Jesaja 6 vers 3. Goed, nou wil ek hê jy moet ja of nee antwoord. Kan 'n mens homself heilig? Nee, glad nie. Net so min soos wat 'n mens homself goddelik kan maak, so min kan 'n mens homself heilig. En hierdie beginsel moet jy anker in jou hart, want onthou, dis 'n belangrike beginsel vir wanneer ons dan nou verder gaan. Heiligheid is 100% 'n goddelike handeling en 0% menslike handeling. Onthou dit nou. Wanneer die Bybel ons dan die opdrag gee om te sê, heilig julle self. Wat bedoel die Bybel dan daarmee? Die Bybel sê vir ons dikwels, Levitikus 11 vers 44, sê hy, Israel, julle moet julle self heilig. Dan wat die woord daarmee sê, is dit beteken nie jy moet jouself heilig nie, maar jy moet in die heiligheid waarmee Jahwe jou geheilig het, wandel. Levitikus 11, voorbeeld, wat sê Levitikus 11 vers 44, julle mag nie varkvleis eet nie, toon dan dat julle, hy sê dit so mooi, toon dan dat julle heilig is en wees heilig en moenie van hierdie ongediertes eet nie. Die heiligheid waarmee Jahwe klaar Israel afgesonder het en toegewy het aan homself, ek en jy moet daarin bly wandel. Dis wat dit beteken. Ek en jy kan onsself nie heilig nie, maar ek en jy kan in die heiligheid van Jahwe bly wandel van dit wat hy vir ons gesê het om te doen. Daarom, heiligheid word altyd van Jahwe ontvang, nooit self gegenereer nie, en goeie werke vloei uit heiligheid uit. Hoekom doen ons goeie werke? Omdat ons heilig is, bly by my. Doen ek goeie werke om heilig te word om Andrei, of is ek heilig en daarom doen ek goeie werke? Ek is heilig in Jahwe, daarom doen ek goeie werke, onthou nou daai beginsel. Daarom in die Bybel, nou, kom ons gaan nou vir 'n oomblik terug in die ou nabye Ooste se tydperk. Was daar baie heilige, tussen die ander volke rondom Israel, was daar baie heilige plekke, heilige bome, heilige riviere, heilige berge, al die plekke was heilig. Hoogtes was heilig, al die dinge, elke tweede ding is heilig. Maar wat maak Israel anders? Dis net heilig waar Jahwe teenwoordig is. En dis baie, baie belangrik. So, wanneer Jahwe by 'n plek is die plek heilig. As Jahwe weggaan, wat gebeur met daai plek? Hy word weer gewoon. Onthou nou hierdie tema, dis belangrik. Dit gaan oor die teenwoordigheid van Jahwe. As Jahwe daar is dit heilig. As Jahwe weggaan, want Jahwe se heiligheid, en ek sê dit nou by die woord, gaan saam met hom. Kry daai prentjie. So as Jahwe sy tempel verlaat in Jesegiel, wat word daai tempel? Onheilig, niks nie, hy kan vernietig word. Want die teenwoordigheid van Jahwe is weg, want die afstand, die behoort aan Jahwe is weg. En daarom, julle, is ons fokus, en ons praat oor heiligheid, nie wat jy doen nie, nie wat jy dink nie, nie jou poog nie, die teenwoordigheid van die God van die hemel en aarde. Dis wat heiligheid bring. Hoor graad vraag. Behalwe die hemel, wat was die eerste heilige plek? Behalwe die troon van Jahwe, wat is die eerste heilige plek? Goeie werk, Kloppa. Die tuin van Eden was die eerste heilige plek waar Jahwe met die mens gewandel het, waar Jahwe met die mens ontmoet het, en dit was daai heilige ruimte. Jesegiel noem dit vir ons die heilige berg van Jahwe, as hy daai metafoor gebruik van die tuin van Eden. En Adam en Eva kon op die berg van Jahwe klim, dis hoe dit geillustreer word, die teenwoordigheid van Jahwe in die heilige omgewing met Jahwe wandel, dit was wonderlik geweest. Maar wanneer hulle uitgedryf word, dan word hulle weggedryf van die heiligheid van Jahwe af. Wat interessant is, van toe af poog die mens
om weer terug te keer na daai heiligheid toe. Want daai heiligheid gaan, dis die afsondering aan Jahwe, maar wat bring die heiligheid? Die ewige lewe, volmaaktheid, heerskappy, alles kom uit daai heiligheid uit. Wat soek die mens? Die mens wil terugkeer soontoe, maar nie in Jahwe se orde nie. Die mens soek die karakter wat daar uitkom, nie die heiligheid van Jahwe se teenwoordigheid self nie. Maar die interessante deel wat ons dan nou kry is, een van die voorbeelde, bly maar nou by my, een van die voorbeelde hoe die mense dit gesoek het om terug te keer na daai amper daai goddelikheid, daai onsterflikheid. Na die sondeval, dat is een van die eerste dinge wat die mense verkeerd beginne doen om iets te bou. Toring van Babel, goeie werk. Hulle bou dit, hoekom? Laat ons opklim tot in die hemele. Net vir interessantheid, wat beteken Babel? Behalwe chaos is een van die betekenis. 'n ander betekenis van Babel is om kloppa, vang. Tel hom maar nog 'n bietjie op. Goeie werk. Jy kan hom nog, ja. Hou hom net so vir my dop. Nou wat belangrik is, anders kan ons amok hê. Wat nou belangrik is die woord Babel beteken, een daarvan is chaos, die ander betekenis daarvan is poort tot die hemel, poort tot God. Onthou dit nou, bly my. So hulle bou hierdie toring van Babel om wat te doen? Om op te klim tot in die hemele. Ons gaan nie meer Jahwe kom na ons, op Jahwe se orde nie, ons besluit nou wat ons gaan bereik, is almal by, bly nou by my. Goed, so hierdie toring van Babel bou hulle, daai simboliese trap van die aarde tot in die hemel, onthou nou Genesis 11 vers 4, en hulle bou 'n toring wat se spits tot in die hemele is, wat tot in die hemele reik. Genesis 11 vers 4. En ons lees dan dat hulle vir hulle self, dit wat genoem word in Genesis, is hulle wou vir hulle self naam maak. Hulle wou, en ons sien iets daarvan van die onsterflikheid, van die erkenning, van die trots en die opstand teen Jahwe, om by Jahwe uit te kom om hulle self te verhef. Nou wil ek gou dit vra, na dit wat ons klaar hanteer het, sou hulle ooit geslaag het daarin? Want dis Jahwe self wat dit besluit. Is julle almal by? Goed, toe doen Jahwe wat om hulle te verstrooi? Nou moet julle mooi, ek wil julle moet nou mooi dink, wat ek julle nou vir opvolgvraag vra. Wat doen Jahwe? Hy verwar hulle taal, goeie werk. Nou, wanneer gebeur die omgekeerde in die Nuwe Testament? En hier, pragtig, die uitstorting van die Heilige Gees. So, by toring van Babel, soek die mense om op te klim in die teenwoordigheid van Jahwe. Jahwe sê, nee, dis nie my orde nie. Ek gaan julle taal verwar en julle word verstrooi, onthou oor die bekende aarde, daar waar Israel is. Wat gebeur later met die uitstorting van die Heilige Gees? Presies die teenoorgestelde. Hulle kom juis en elkeen hoor hulle in hulle eie taal, sodat hulle kan verstaan, sodat hulle verenig kan word in Yeshua, die herstel weer van Israel terug na die heiligdom van Jahwe toe, die uitstorting van die Heilige Gees. Onthou dit nou as agtergrond. So Jahwe self is die een wat verstrooi, maar Jahwe self is die een wat herstel. En soos hy Israel verstrooi het in Genesis 11, of die Adams geslag verstrooi het in Genesis 11, so is hy die een wat hulle terugbring, maar bly nou by my. Wat wou hulle gedoen het? Hulle wou met daai trappe, met daai toring opgeklim het, van onder tot bo in die hemel. Iemand het 'n droom op 'n stadium, en hy droom van iets wat van die aarde af tot in die, Jakob, goeie werk, Jakob droom van hierdie leer wat op die aarde staan, en tot in die hemele reik, en wat gaan op en af op daai leer? Die engele, goeie werk. Wie was die leer? Yeshua self. In Johannes 1 vers 51, kom Yeshua self. En hy sê, die mens, nou kom ek stel dit eers in Afrikaans, die mens gaan poog om die troon van Jahwe te beklim. Die mens gaan poog om tot Jahwe, dit is onmoontlik, jy kan nie, dit is net Jahwe. Maar Jahwe self het voorsiening gemaak. En Jakob sien daai leer daar by Bethel. En hy sien daai leer waarop die engele op en af gaan. En dan kom Yeshua en hy sê, ek is daai leer, die seun van die mens is daai leer. Ek is daai leer, bly gou daar in Johannes 1 toe. Ek is daar die leer, waarop nou sal julle die seun van die mens sien, Johannes 1 vers 51, wanneer hy daar by Nathanael staan. Hoor hoe mooi is hy getuienis vers 50, Johannes 1 vers 50.
Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Wat 'n mooi getuienis van Nathanael. En dan vers 51, Yeshua antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, van nou af sal julle die hemele geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. En dat is daai pragtige vervulling van die profesie wat aan Jakob gedoen het. En so gaan die evangelie dan nou uit en Israel word in Yeshua na die uitstorting van die Heilige Gees. Julle kan onthou wanneer hy Handelinge 2 vers 9 en 11 wanneer hy al die nomme Paters, Meders, Elamiete, al die gebiede noem, waartoe Israel verspreid is, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Galasië, al die plekke waar Israel verstrooid is, dan keer hulle terug. Na die uitstorting van die Heilige Gees word hulle versamel in wie? In Yeshua, in die leer wat van die hemele, daai enigste kontakpunt. Kom ek vra dit. Wat is die enigste toegang terug tot Yahweh? In Yeshua. En dis daai mooi, die mens kan nie, die mens kan probeer op welke wyse, en baie mense het in die verlede probeer, die toring van Baal was 'n voorbeeld gewees. Baie mense poog op baie maniere om die teenwoordigheid van Yahweh te tree, en is onmoontlik, wie kan net deur Yeshua, kan ons in Yeshua tot Yahweh nader. En daarom, onthou nou, ja, is 'n goeie werk om weer te vra of julle nou gehoor het, wat beteken die woord Babel nou weer? Poort, chaos en poort tot God, of poort tot in die hemel, die teenwoordigheid van Yahweh. Wie is die ware poort tot Yahweh? In Yeshua, onthou dit. So Yahweh gee dit vir ons, daai volmaakte beeld. Goed, as ons dit nou as agtergrond, dan kan ons die vraag vra. So, net gou om vinnig op te som. Kan die mens iets doen, Toby, om sy heiligheid te bewerk? Van wie hang dit af, Rassie? Net van Yahweh self af, van Yeshua self af, Yahweh se teenwoordigheid. Jacques, as Yahweh weggaan, wat word daai gebied? Onheilig. As Yahweh daar is om Andrei, wat is dit? Heilig. Goed, dis almal by. Oom Mac wou die mens sy eie weg tot Yahweh geopen het, om self tot die heiligheid te klim. Baie, gaan dit werk? Dit sal nie werk nie. Die enigste weg vir ons tot die heiligheid terug by Yahweh is, wie bring Yahweh, want waaroor gaan dit Yahweh se teenwoordigheid klop af? Wie bring Yahweh se teenwoordigheid by ons? Yeshua self. Bring daai teenwoordigheid van Yahweh by ons. Nou is die vraag, is ek en jy heilig? Amen. Hoekom? In wie is ons? Wie is by ons? Ons in hom en hy in ons. Yahweh se teenwoordigheid by ons. En wat is die getuienis daarvan dat Yahweh by ons is? Wat het hy in ons harte uitgestort? Ek wil nou sê die naam is 'n redelike ekskuus vir die Engels dead giveaway. Die Heilige Gees is by ons om die heiligheid van Yahweh. Nou hoor mooi, wie bepaal heiligheid? Oom Andrei, ons of Yahweh? Nou moet julle bly my bly. Beteken dit soms dat ek en jy droog maak? Al is ons nog steeds heilig in Yahweh, al maak ek en jy na die vlees droog. Want ons heiligheid hang nie af van ons nie, maar van Yahweh self. Julle, en dis die genade. Hoor mooi, dis daai onbeskryflikheid. En nou gaan ons gou vir 'n oomblik terug na die priesters toe, en ons sê, al die priesters met hulle offers, en hulle klere, en al daai dinge wat gedoen was nie van nature heilig nie. Wanneer het dit heilig geword? Wanneer het in die teenwoordigheid van Yahweh tree. Die teenwoordigheid van Yahweh, by Yahweh heilig, weg van Yahweh nie heilig nie. En daarom, selfs die opdrag, wees heilig want ek is heilig, gaan nie oor jou selfheiliging nie, maar om in die heiligheid van Yahweh, wat Yahweh gee, te wandel. Want dan telkens voeg Yahweh by, want dit is ek, Yahweh, is die een wat julle heilig. Terwille van die teks Levitikus 20 vers 8, 22 vers 32 en 21 vers 8. Wie is, in die Ou Testament het ons die allerheiligste gehad. Wie is ons allerheiligste? Yeshua self, Johannes 1 vers 14 en 2 vers 21. Wie is ons tempel? Yeshua is ons tempel. Ek sal hom afbreek en weer herstel na 3 dae. Wie is die volmaakte offer? Yeshua. Wie is die altaar? Wie is die priester? Wie is die offer self? Yeshua self. Elke liewe faset daarvan, en daarom Hebreërs 10.
Blaai saam met my na Hebreërs 10 toe. En geliefdes, dit is daai geweldige wonder waarna toe ons gaan, wanneer ons dit in Yeshua sien. Johannes 10, ons gaan daar vers 10 lees, want hoor wat bring hierdie offer nou. Hoe is ons geheilig, kan ons dan nou daai vraag vra. Ons weet dis die teenwoordigheid van Jahwe, maar wat het ons toegelaat om weer terug te keer na die teenwoordigheid van Jahwe? Of wat het gemaak dat Jahwe by ons kan kom woon? Vers 10, Hebreërs 10 vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Yeshua Messia net eenmaal. Hoor mooi, kyk gou vinnig vir my op. Gaan daar ooit weer iets gebeur dat ek en jy kan heilig wees? In wie is ons heilig? In Yeshua. Vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat? Geheilig word. Wat afgesonderd is vir Jahwe. Julle, dit is onbeskryflik. Bly nou by my. Want wat is ons fokus vanmôre? Jahwe se handeling. Want waarvan is ek en jy in ons vlees bewoog? In die week kry ek 'n oproep van 'n persoon wat 'n vrou wat worstel met uitdagings en sondes en dinge, en dan is daai fokus om te sê, maar ek is nie Jahwe se kind nie, ek is nie dit nie, ek is nie dit nie, want ek worstel hiermee en ek doen dit en ek doen dit en ek doen dit. Hoe kan ek 'n kind van Jahwe? Jy is 'n kind van Jahwe op grond waarvan? Van Yeshua se offer. Jy is heilig op grond van Jahwe se, en dit kan ons as mense nie verstaan nie. Want ons identiteit in Jahwe, en ons gaan nou verder gaan daaroor, dis ons bepalende faktor. Nie my swakheid nie. Solank ek daai bely en die afhanklikheid, ons gaan nou daarby uitkom. Voor ons verder gaan. Paulus bid so mooi in 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. Yeshua bid, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Alles daai mooi getuienisse. En nou kan ons die vraag vra, ons identiteit, wat maak ons heilig? Omdat Jahwe by ons is. Hoe is Jahwe by ons? In Yeshua, ons in Yeshua. Die eden, dit wat die mens gesoen het, die eden wat ons verloor het Yeshua kom herstel en soveel meer die heiligdom van Jahwe. En daarom, wanneer ons as gemeente saamkom, wanneer ons hier in eenvoudigheid en kleinheid saamkom, dan is dit 'n heilige omgewing. Is dit oor die gebou, of oor onsself, of oor die vlees? Nee, glad nie. Die teenwoordigheid van Jahwe. En dis waarop ons roem. Is almal van ons wat hier sit swakkelinge, of uitdagings? 'n work in progress, kies vir die Engels. En nietigheid, swakhede, ja. Maar die een ding wat ons bely, is Jahwe se genade in Yeshua, sy opstanding, sy toegang terug by Jahwe, hy het ons geheilig en ons behoort aan hom. Dis ons getuienis, dis ons lewe, dis ons fokus. En daarom onder ons, in ons, by ons. Goed, nou die vraag. Ek het dit nou geantwoord, maar ek wil dit tog weer vra. Hoe is ons vandag geheilig? Deur die offer van Yeshua, wat die weg gebaan het dat Jahwe by ons kom woon, deur Yeshua in ons. Is julle almal by? Stem almal saam. Dis hoe ons heilig is. Nou wat belangrik is, Jahwe gee dit vir ons deur die geloof, Efesiërs 2 vers 8. Elkeen van ons wat dit bely, want onthou dis 'n gawe van Jahwe. So Jahwe kies, kom ons begin eers en ons sê, vandag is ons heilig, omdat Yeshua vir ons gesterf het, omdat hy opgestaan het, hy in ons. Maar, nou is dit belangrik, wie gaan dit glo? Hulle in wie se harte Jahwe dit werk. Onthou, dis Jahwe se keuse by wie hy gaan woon. Dis Jahwe se keuse, se prerogatief, by wie hy gaan stilstaan en met wie hy ontmoet en in wie se hart hy daai geloof gaan plaas om dit te glo. En daarom is dit belangrik. Jahwe het ons reeds geheilig deur sy offer en hy kom plaas in die wat hy wil afsonder vir hom, die wat hy wil heilig, kom sit hy die geloof daartoe in die hart en hy kom woon in ons. En dis die wonder. En daarom is jou en my posisie, wat doen ek en jy? Ons ontvang daai geloof, en ons glo dit en ons leef dit. En dis nou die belangrike deel. Nou ons posisie is, as ons nou kyk daarna, in die allerheiligste. Deur die genade van Jahwe. Is ons in daai teenwoordigheid van Jahwe. Dit beteken, dat al doen ek nog, of kom ek vra dit so, word ek onheilig as ek sonde doen? Nee, van wie hang my heiligheid af? Van Jahwe alleen.
En daarom word ons geroep om in heiligmaking te leef, dit bedoelende, nie ons word onheilig nie, maar leef in die heiligheid waarmee Jahwe ons geroep het, as kinders van Jahwe, want heiligheid kom 100% van Jahwe af. En daarom, selfs al sondig jy, bly jy nog, en ek wil hê jy moet dit snap, elkeen moet ons dit hoor, bly jy heilig, hoekom? Op grond van Jahwe se werk vir jou. Want dit moet by my en jou sy offer, sy Heilige Gees. Ek is heilig omdat hy my geheilig het, omdat deur sy offer en die uitstorting van die Heilige Gees, omdat ek sy kind is. En Jahwe sonder my af. Hy sit sy Gees in my hart en hy roep my en hy trek my en hy sonder my af om sy wil te doen. En hoekom, met wie doen hy dit? Wie hy wil. Wie hy uitverkies het. En daarom, hy gee in hulle harte daai kragtige getuienis van die Heilige Gees, hy gee in hulle harte gehoorsaamheid, hy gee in hulle harte te midde van jou en my stryd, swakheid, oom ek. En daarom, Jahwe, as ons nou terugkom en ons sê dit eenvoudig, Jahwe heilig ons. En hy gee begeerte in jou en my hart. En hy roep ons, en hy trek ons, ten spyte van my en jou hardkoppigheid. Ten spyte van jou en my swakheid. En daar staan ons vir 'n oombliekie stil en ons sê, Jahwe, so dankie dat ek wat niks is nie, het u geheilig afgesonder aan u, en u werk met my, u openbaar u self in my, u trek my, u praat met my. Jahwe, ek verdien dit nie. En u vergeef my sonde. En hy sonder ons af aan hom, en hy gee in ons harte daai afhanklikheid aan hom. Daai roepe, onthou, wat doen die Heilige Gees? Wat roep hy in ons harte? Abba, Vader. Hy trek ons na Jahwe toe. Daai buiging voor Jahwe. Daarom is dit belangrik. En nou kom ons by die klimaks, aan die einde van die boodskap. Jahwe se genade is so goed vir my en vir jou. Daarom word ons geroep om in die heiligheid van Jahwe te lewe. Daarom word ons, as ons kyk na Jahwe se goedheid vir ons, om ons terug te bring in sy teenwoordigheid, om homself in ons te openbaar, daarom mag ek nie terugkeer na die werke van die bose nie. Hoor mooi, en ek wil hê elkeen moet my mooi hoor wat ek nou vanmôre sê. Daarom, wanneer ek en jy, as 'n kind van Jahwe, terugkeer na die sonde toe, as ek en jy wat heilig is, die sonde gaan doen, gaan Jahwe daarmee verlief neem. Wat gaan hy met jou en my doen? Hy gaan ons vermaan, hy gaan ons tugtig. Ek wil sê in mooi Afrikaans, hy gaan jou roer. En laat dit so wees, tot my redding. Laat dit dan so wees. Hoor mooi, as jy Jahwe dien en jy gaan die sonde nou begine doen, dit gaan chaos word in jou lewe. Onthou, die goddelose kan die sonde doen, dit het geen impak in sy lewe, maar laat jy as kind van Jahwe die sonde doen, jou lewe gaan chaos word. Hoor my mooi. En dis Jahwe se genade. En ons sê vir Jahwe dankie daarvoor. En daarom, wanneer ek en jy droog maak, en Jahwe ons vermaan en tugtig, en partykeer pak slaag gee, dan sê ons, loof Jahwe, o my siel, en alles wat binne my is, want dis tot redding van my. En hy werk met my, en hy oortuig my, en hy roep my, om met hom te wandel. En daarom, hy sal jou vermaan, en hy sal met jou werk, want hy tugtig die wat hy lief het, en die wat aan hom behoort. En daarom wil ek sê, daarom mag ons as gelowiges nooit verlief neem met die sonde nie. Ons word geroep tot heiligheid, want hy het ons heilig gemaak. Ek voeg nie by nie, maar ek leef in daardie heiligheid. Julle, is daar 'n groter voorreg as om heilig te wees aan Jahwe? Nee. Is daar eendag 'n groter loon as vir die heiliges? Nee. Laat ons daarom werklik dan in die heiligheid van Jahwe wandel. Jahwe sonder homself af vir ons, want hy sê, ek heilig myself sodat julle kan heilig wees. Ek doen dit, as Jahwe dit doen, en sê, ek het julle lief. En hy sonder homself af, en hy sonder ons af aan hom. En hy gee vir ons geloof. Laat ons dan met vrymoedigheid tot Jahwe gaan. Moenie jou eie poging aanwend om dit te kry nie. Daar gaan baie mense wees wat, ek wil amper sê onsterflikheid, erkenning en al daai goeders wil soek op ander maniere, moet jy gaan soek nie. Dit is leeg, is die toring van Babel, daar gaan verwarring en chaos kom. Slegs deur Jahwe se genade alleen in Yeshua
En dis juis, Jahwe het my en jou afgesonder in Yeshua vir hom. En nou wil ek daarmee sê, leef dit. Dis ons hoogste roeping. Ons jaag baie dinge na. Wat is ons roeping? Om in Yeshua te wandel. Heilig jouself aan Jahwe, bly in sy heiligheid, leef hierdie heiligheid, leef Yeshua elke dag. En nou kan ons sê, hoe lyk dit? Vrug van die Gees. Onthou ons het gesê, omdat ons heilig is, dra ons vrug. Nie my vrug bring heiligheid, omdat ek heilig is, in jou, dra ek vrug. Leef Yeshua. 1 Petrus 2 vers 9, kom ons blaai saam so intoe. 1 Petrus 2 vers 9. Hoor hoe mooi kom daai pragtige getuienis, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Jahwe is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Julle, dis ons identiteit. Daarom laat ons dan die deugde van hom verkondig. Onthou, kom ons kom terug. Ons verkondig die deugde van hom wat ons heilig gemaak het in hom. Omdat ons in hom heilig is, het ons 'n wonderlike verwagting. Klink of van ons nie het nie. Het ons 'n wonderlike verwagting? Ja, ontsaglik. En daarom leef ons volgens daai verwagting, want ek en jy is heilig. Is daar een ding is wat ons kan getuig. Jahwe, dankie dat ons in die heilig is. Dankie dat ons lewe. Dankie dat ons U ken. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. En dan wanneer ek so oorweldig is deur Jahwe se goedheid, dan hier agter dan onthou ek, maar ek is nog swak, maar Jahwe, dankie dat U my help om volgens daai heiligheid te lewe. En nie volgens my swakheid nie. Nie volgens my vlees nie, nie volgens my. En dis ons belydenis ook vir mekaar. En daarom, geliefdes, Hebreërs 13, ons sluit daarmee af. Hebreërs 13. Voor ons dit gaan lees, ek het nou gevra, wie is nou ons altaar? Yeshua self, vers 10. Ons het 'n altaar, waarvan die wat die tabernakel bedien het, geen reg het om te eet nie. Ons altaar nou is Yeshua, ons offer is Yeshua, dis van, kon die Lewiete van hom eet? Nee, hulle was fisiese altare gewees, van watter altaar eet ons nou? Van Yeshua self, vers 12. Daarom het Yeshua ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei, laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar, en sy smaad dra, voordat ons verder gaan, omdat ons heilig is, wat is ons werk? Gaan uit na hom toe, gaan leef in hom, wandel in hom, spreek in hom, doen in hom, droom in hom, verwag in hom. Vers 14, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige, laat ons dan gedurig deur aan Elohim 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hoor mooi, omdat ons heilig is, wat gaan uit, gaan ontmoet met hom, leef hom, spreek hom, sing tot eer van hom, laat jou lippe, jou woorde, jou hele wese hom bely. Vers 16, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want Jahwe het te welbehaag aan sulke offers. Julle, ek wil saamvat. Ons het 'n wonderlike voorreg om deur Jahwe geheilig te wees, om aan hom te behoort. En ons kan terug nou na ons begin toe. Kan julle onthou, wat is dit wat die vier lewende wesens sê, sodat die 24 ouderlinge op hulle aangesig val? Heilig, heilig, heilig is Jahwe. Die klimaks van Jahwe se teenwoordigheid. En nou sê ek met groot liefde in begrip. Wie is in daai troonkamer by Jahwe? Ek en jy. Deur sy genade. Wie gaan daar by Jahwe wees wanneer hierdie aarde tot niet gaan? Wanneer ons eendag sterf, gaan ek en jy daar in die teenwoordigheid van Jahwe wees. Nie oor wat ons gedoen het nie, maar sy genade vir ons. Maar laat ek en jy dan uit dankbaarheid uit dit nou op aarde leef. Nou, ten laaste, lyk dit vir ons wanneer ons na die aarde nou kyk en al sy goeders, asof
dit gaan gebeur. Hoe lyk dit in die vlees? Nee, Henk, dit in die vlees lyk dit chaos en vernietiging en agteruitgang en al hierdie en tydelikheid en al daai dinge. Maar ons leef nie volgens dit wat ons sien nie. Ons leef volgens die beloftes van Jahwe. Laat ons dan uitgaan om met hom gemeenskap te hê. Geliefdes, ek sluit af. Laat ons dan in sy woord bly. Laat ons in sy beloftes bly. Laat ons in sy liefde bly. Laat ons deur gebed en woordhantering met Jahwe wandel. Laat ons dit uitleef, daardie liefde daarmee omgee. Draai weg van die sonde af en wandel in jou identiteit waarmee Jahwe jou gevorm het, want jy is heilig. Hoor mooi, selfs al sondig jy verloor dit nie, dis in hom. Solank ons die geloof behou en vashou in hom. Kom ons staan dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n onbeskryflike voorreg dat ons deur u genade heilig mag wees. En dat u Vader Jahwe ons vashou en dat die woord so sê getuienis dat geen korrel op die grond sal val nie. Vader Jahwe, dankie vir u liefde en wil u ons help dat juis in geloof dat ons dit kan uitleef in ons hart en ons wil vir elkeen vra Vader Jahwe, vir elkeen van ons wat hier is en die boodskap luister, wil u ons help dat ons werklik soos Hebreërs ook daai opdrag gee dat ons sal uitgaan om nadat ons deur die offer van Yeshua geheilig is, sal uitgaan om saam met hom te wandel en as dit nodig is saam met hom te ly, onsself af te sterwe, met hom te wandel, Vader Jahwe, dat ons werklik in Yeshua sal lewe elke dag. Dankie dat ons dit mag vra. Word dan daarin verheerlik. Ons eer en ons dankie in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.